Goeiemôre almal, dit is 6 Maart 2026, lesing 101 van die Groot Johannes Evangelie boek 3, wat eintlik maar net 'n uitbreiding van die Johannes Evangelie is, gegee deur Yeshua self. En hy is die enigste een wat na, toe hierdie goed gegee is, 1700 jaar later, nog presies elke woord vir ons kon opteken. Nie net wat hy gesê het nie, maar ook die mense wat om hom was en wat met hom in gesprek was. Want daardeur kan jy dan sien waar die mens so tekortkominge lê, en dan lê hy die regte geestelike lering uit. Hoofstuk 188, die oordeel oor die landstreek van Caesarea Philippi. Nou moet ons weet, onthou nou van gister, daar is nou 'n hengse storm daar, iets wat hulle nog nooit beleef het nie. Daar staan omtrent so 10-15 mense op die strand, by Yeshua, hulle kom niks oor nie, maar al die ander mense, alhoewel hulle redelik kennis van Yeshua het en ook tot bekering gekom het nie die moed om by hom te staan nie, ook nie die geloof nie. En hulle het nou allemaal in die tente ingehardloop, ander het onder tafels ingeduik, maar daar haalkorrels, soos hy sê, so groot soos 2 vuiste by mekaar begin val. Maar hierdie klompie mense wat by Yeshua staan, kom niks oor nie. Wat natuurlik vir ons 'n heenwysing in die profetiese is na hierdie eindtydstorm wat ons nou in is, wat net al hoe erger gaan word. Ek praat van hierdie eindtyd gebeure, alhoewel ons nou net eintlik die vleeslike baie goed kan waarneem, is daar net so 'n geestelike storm wat woed. In die geestelike sfeer is die engele van Vader in stryd met die engele van Satan, die gevalle engele, en al hulle demoniese magte. Ons kan dit nie altyd sien nie, maar ons kan baie keer kan ons die gevolge ervaar. Nou, hoofstuk 188 gaan ons nou verder daar waar hulle staan, en Yeshua sê, weet jy beste Markus, elkeen praat volgens die begrip wat hy van ergens af gekry, en jy praat nou ook soos wat jy dink dit moet wees. Ek sê vir jou, Jahwe vee nie veel nie, maar as hy vee hy skoon. Nou, herinner ons aan ou Markus wat nou gister gekerm het, oor al die diere wat doodgemaak van die haal en die weerlig, en al die grond wat nou ingespoel word in die see, en dat die niks meer gaan oorbly nie. Hoe kan Vader dit nou regverdig? Nou verduidelik Yeshua, ken jy hierdie streek tot in sy verre omtrek? Ja, jy ken haar en weet, dat sy as een van die vrugbaarste, maar net in die besit is van baie ryk Grieke. Die arme Judeërs moet egter teen karige hongerloontjie in die sweet van hulle aanskyn vir die ryk Griekse honde werk, en alle vrugte in die skure van die Grieke inbring. Hulle dryf daarmee handel in alle windrigtings in, wat hulle ontsettend baie goud en silwer oplewe. En ons Judeërs moet dan in die winter bedel en vis gaan vang om aan die lewe te bly. Wel, dit kan die Judeërs altyd nog goed doen, en die see sal altyd visryk bly. Maar het 'n Judeër ooit, as hy honger gehad het, van so 'n Griek 'n stuk brood gekry? O nee, daarvoor moes hy altyd die see oorsteek, en aan die ander kant, dit is nou die see van Galilea, aan die ander kant by sy geloofsgenote om brood bedel. Daar staan Kisjona en Ebal, vra dit maar aan hulle, en hulle sal julle goed vertel, hoeveel duisende arme Judeërs uit hierdie streke, almal by hulle in die winters brood kom haal. Ek het verlang die skandelike misbruik baie geduldig aangesien, maar nou is die maat vol, en ek sal hierdie onbarmhartige en onwaaragtige woekerhonde nou tugtig dat hoor en sien vir altyd sal vergaan. Nou Caesarea Philippi, waarvan hy nou praat, die dorp, is 'n teebeeld van die eindtyd nou, die hele wêreldse kabaal wat in beheer is van alle rykdomme. Nie eers ons land. Jy wat dink jy kaart en transport van jou grond, jy het dit nie. Hierdie land is lankal verkoop.
op die aandelebeurs, of nee, waar het hom verkoop is nie, op die aandelebeurs. En so reg deur die wêreld het magtige honde soos hierdie Grieke, het die grond in besit gekry, en vat hulle alles vir hulle. Ek en jy kry maar net die oorskiet, die scraps, is waarmee ons tevrede moet wees. En nie net ons nie, ook die ander inwoners van hierdie land. So dit is 'n baie duidelike teebeeld van die skoonmaak wat nou gaan kom wanneer Yeshua oor die aarde sy swaard van geregtigheid gaan trek. En dit is nie baie ver voor ons nie. Kyk eers na jou tuin en jou klein akkers. Nog die water, nog die haal beskadig ook maar iets daar. Maar kyk maar eers na die res van die omgewing. En jy sal daar so verwoesting vind, soos wat jy nog nooit vroeër meegemaak het nie. En hier weer eens gaan ons niks gebeur met sy kinders se eiendomme nie. Maar ook nie met ons tuin in ons hart nie. Hy gaan ons nie skaad nie. Die tuine wat Satan nou gaan oorneem is die mense se siele deur vir hulle die merk aan die hand te gee, wat 'n mikroskyfie gaan wees, wat die mens gaan beheer van buite af. Die mens gaan nie meer sy eie wil hê nie. Hy gaan die wil van wie ook al agter die mikroskyfie as 'n rekenaar sit, se slaaf word. Maar ons tuintjies sal niks oorkom as ons by Yeshua bly nie. Maar hierdie gesel of sweep sal die Griekse woekerhonde uit die land verdryf word. Seker maar deur hierdie gesel sal die Griekse woekerhonde uit die land verdryf word. Want op die naakte klippe sal hulle geen koring, geen gars, geen mielies, geen lensies en geen bone meer oes nie. Daarom sal hulle na die woeste bodem verlaat en na Europa trek. Sekerlik daar in die omgewing waar vandag Griekeland is. Want daar was alreeds ten tye van Yeshua baie Grieke en Athene was al 'n groot stad. Om hierdie rede laat ek dit ook vernaamlik toe, dat byna die hele stad in 'n as en puinhoop verander sal word. Want as 'n mens nêrens geen woning en geen bougrond meer het nie, verlaat hy gou die leë en woeste plekke en trek hy verder. Vir die arme Judeërs sal daar egter rondom die see genoeg bougrond oorbly, en die stad sal wel weer vir die egte Judeërs herbou word, maar in 'n reiner en beter styl as wat tot op hede die geval was. Bedoelend sekerlik nie so 'n klomp afgodstempels nie. Sy is weliswaar nog 'n baie jong stad, wat as stad nouliks 70 jaar bestaan het, omdat daar voorheen slegs 'n baie onbeduidende gehuggie op hierdie plek gestaan het. Van nou af aan sal sy egter geen stad meer genoem word nie, maar sy sal slegs 'n vissersdorp wees en bly. Die pragt van die Grieke moet verdwyn, maar die glansrykheid van die hemele sal in plek daarvan hier sigbaar word, soos dit nou op die oomblik gebeur. O Markus, is jy dit nou eens met my huishouding? Markus sê, ja, as dit so is, o meester, laat u dan nog maar 10 maal so hard daarop loslaat. Dit is dan ook die suiwer waarheid. Met die ryk Grieke was werklik nie meer te praat nie, en van naaste liefde was daar al lank geen sprake meer nie. Wat jy van hulle gevra het, moes ryklik met goud en silwer betaal word. Maar koop hulle iets van ons, dan moet jy altyd ruilartikels daarvoor aanvaar. O, daarom is dit nou baie goed, en hierdie geweldige storm gee my baie genot. O, nou kan hy minstens nog wel 10 maal so erg word. Yeshua sê vir hom, bedaar nou maar, die regte maat sal wel gegee word. Is dit nie ook maar hier by ons die geval nie, dat ons nou deur ons nekke betaal vir alles wat jy noodsaaklik
wat noodsaaklik is. Dink maar aan brandstof, dink maar aan kos wat ons ten duurste elke maand gaan die goed op en op en op. En nou is ons in die voorhand waar daar geweldige verhogings en skaarste gaan kom met die oorlog in die Midde-Ooste. Ons kan ons maar regmaak vir baie groot tekorte in die winkels. En die winkelrakke sal leeg raak, want as daar nie brandstof is in hierdie land nie, is daar eerstens nie krag. Want 'n groot deel van die krag word met diesel opgewek. En die tweede ding is, daar's nie trokke om te ry van Durban af of waar ook al die goed gestoor is om die brandstof op te bring nie, en ook nie om die kos rond te ry nie. Daar's nie geld vir die boere om die trekkers in die land te laat werk om kos te produseer nie. Dis alles dinge wat ons is nie ver gesog om daaraan te dink dit gebeur nou. Is nou aan die gang, waar ons hier sit en praat. Sirenius sê, u bedoel is dat hierdie streek heeltemal woes sal bly. Joshua sê, nee, nie presies dit nie, maar die ryk Grieke moet uit hierdie streek weg. Ek sê vir jou dat hierdie storm seker 1000 van die mees welgestelde families ver uit hierdie streek sal laat verdryf, want ek was reeds lankal van plan om dit te doen. Hulle sal wel Romeinse onderdane bly. So, wat Joshua vir ons in die profetiese sê hier, is dat die vernietiging van hierdie ryk swelgers, wat nooit omgegee het vir hulle naaste of hulle volksgenote nie, hulle gaan almal verdryf word van grond af wat hy weer vir ons gaan beskikbaar stel, waar hy geëer kan word, waar hy die koning of die president gaan wees, op die grond wat hy vir ons gaan beskikbaar stel. Natuurlik ook die innerlike grond van die hart. Sirenius sê, is dit vir 'n streek of 'n goeie land dan nie goed, wanneer daar baie welgestelde inwoners is nie? Joshua sê vir hom, o ja, as hulle so is soos my vriende Kisjona en Ebal, hulle is ook ryk mense, want hulle is egte vaders vir alle arm bewoners van die land, en elke land kan hom gelukkig prys, as sy baie sulke vaders besit. Daar is die sleutel, dat jy moet vaders wees vir die bewoners van jou land, vir jou volk, en na hulle omsien, en as hulle tekort kom, moet jy hulle help. Dit is die beginsel van sy leer. Maar hierdie ryk Grieke is egte bloedsuiers van die land, en dink dat die arm Judeërs baie bly moet wees, as hulle as loon vir hulle swaar werk, iets te ete kan deel met die varke van die Grieke. Dit is by my geen mense meer nie, maar suiwer onbarmhartige duiwels, en ek het geen medelee en erbarming met hulle ellendige, hoogmoedige liggame nie. Laat hulle maar na die storm, wat oor 'n uur uitgewoed sal wees, hulle baie goud en silwer op die naakte klippe lê, en hulle koring daarop saai, en dan sal ons sien of daar ook maar een halm sal opskiet. Kyk, so het ek nou hier met een slag 'n aantal bose vliee platgeslaan. Die leuenagtige priesters moes op loop gaan, en nou sal die woeker Grieke ook dieselfde doen. Hulle paleise lê in puin, en hulle groot akkers, tuine en weiding is volledig weggespoel. As hulle na die storm hulle landerye bekyk, en hulle daarvan sal oortuig dat elke toekomstige bewerking volkome sinneloos sou wees, dan sal hulle mandjies gaan pak, en hulle meerendeels na Europa begeef. Daarna het ek altyd nog genoeg middele, om hierdie streek in 'n kort tydjie weer so goed moontlik te laat bot. Die storm neem nou egter weer af, en ofskoon die haal opgehou het, val die reën nou so dig uit die hemel, dat die water hom op die vlakbodem onmiddellik al 'n halwe manshoogte versamel het, en stroom met so 'n verskriklike kabaal weg,
sodat selfs die see die geweldige toevloei begin te bespeer, wat toch werkelijk geen kleinigheid is nie. Huise, bome en duisendlei ander goede dinge spoel na die see. Ook baie vee, soos hoenders, alle soorte voëls wat deur die haal gedood is. Ontelbare varke, esels, koeie, osse, skape, geitjies en hase en bokkies en herte kry die see om te verwerk. En die groot aantal visse wat hierdie binnensee herberg, sal goed doen daaraan. Baie vrugbaar daarvan word en hulle self begin vermeerder. Dit sal dan 'n goeie skadeloosstelling wees vir die arme Judeërs, wat toch hier niks kon verloor nie, omdat hulle weinig of niks besit het nie. Die min welgesteldes het in hulle harte egter al taamlik, soos die Grieke hard en gevoelloos geword, en dit sal hulle siel sekerlik nie skaad, om nou ook net soos die ander, hulle self te gaan besighou met visse en bedel nie. Toe dit so ontsettend hard begin te reën, kom almal wat vroeër onder die tafels beskerming gesoek het, heeltemal deurweek na my toe, en verbaas hulle uitermate, dat ek Joshua en almal wat buite by my vertoef het, kurkdroog gebly, net soos die wat hoër op plaas geneem het, waar selfs geen waterdruppel aan 'n grashalm hang nie. Abraham vra my nadat hy tot my deurgedring het: Meester, hoe is dit moontlik dat hierdie plek en u tydens so ongehoorde wolkbreek almal droog gebly, terwyl ons so deurdrenk is, asof ons in die see gelê het, en dit nou so koud is soos in die winter, terwyl dit hier op hierdie plek nog net so aangenaam warm is soos vanmôre. Meester, hoe het dit gebeur? Joshua sê, dit gaan presies soos wat dit gaan. Ek kan jou werklik geen ander antwoord op jou vraag gee nie. Jy moet toch nou na alles wat jy gehoor en gesien het, moet weet en selfs lewendig moet vasstel wie en wat hier is. En as jy dit in jou siel besef het, hoe kon jy my dan so 'n vraag stel? Die oggend het baie goed van julle verwag, maar die aanskyn by julle weer 'n sielsaande geword het. O verskriklike blinde mensdom. So nou en dan word julle weliswaar 'n bietjie verlig, maar omdat die lig nie op eie grond ontstaan het nie, is dit nie blywend nie. En in weinige oomblikke neem die nag weer die plek in van die sielsmôre. Wat Joshua sê is, omdat die lig nie op eie grond ontstaan het nie, beteken, omdat in die siel hulle wel die woorde aangehoor het, maar die siel het nie daai woorde opgeneem en dit verwerk in die innerlike van die mens nie. Dan het dit nie op eie grond ontstaan nie. Dan beteken daai woorde niks. Soos almal wat nou na hierdie woorde luister en nie werklik jouself in die posisie sit, waar sou jy gewees het? Sou jy in so 'n storm by hom kon staan? Of sou jy ook onder die tente skuilings gesoek het onder tafels ensovoorts? Dan is die woord wat ons nou hier spreek nog nie blywend in jou nie. En het jy nog nie blywend die evangelie in jou nie. Nou sê Abraham, meester, wat is daar en wat wil jy daarmee aan my en my 29 broers sê? Joshua sê vir hom, dis nou Fariseërs, niks anderste as dat jy en jou broers almal blinde visse is in troebel water. Sê my eers wat julle, terwyl ek so duidelik by julle was, onder die tafels en banke ingejaag het. Die deurnattes antwoord, meester, 'n baie natuurlike uit ons jeug nog oorgeblewe, angs en vrees vir sulke verskriklike onweer. In ons blinde angs het ons nie daaraan gedink by wie ons was nie. Nou sien ons eie dwaasheid goed in, en ons besef ook hoe blind ons met dit alles was, en hoe baie ons gefaal het in u heilige teenwoordigheid. Ons kan niks anders te doen as om u, o meester, met die opregste en lewendigste berou van ons hart,
om vergewing te smeek. Meester, vergeef ons groot dwaasheid. Yeshua sê, ek het julle al lankal alles vergewe. En ten behoeve van die dwaasheid nog vir niemand 'n skuldboek geopen nie. Want elke dwaas het dit aan homself te danke as hy skade opdoen. Maar dink op 'n ander keer, as jy my nie soos nou by jou sal hê nie, met 'n ware lewendige geloof aan my naam, en dan sal dit julle beter beskerm as die een of ander swak en breekbare plank. Ons onthou nog dat die haal het daai tafel stukkend geslaan. Nou, hier is 'n belangrike begrip hier. Hy het nog vir niemand 'n skuldboek geopen vir dwaasheid nie. Nou wat is dwaasheid? Dwaasheid is maar hoofsaaklik onkunde. En dit is eintlik maar as gevolg van die mens se eie luiheid om agter die kap van die byl te kom, soos die spreekwoord sê. En dit is al hierdie dwaase mense wat in organisasies en kerke vasgevang sit, wat alles met 'n lepel eet, wat vir hulle gevoer word, en nooit ooit vra, hoekom, waarom, waar is die waarheid aan hierdie ding, hoekom verskil het met dit in die skrif, ensovoorts nie. Nou, ons mag hulle nie oordeel nie, want hulle is misleides. En omdat ons self ook in ons verlede vele dwaasheid begaan het, en ook maar uit hierdie sisteme uitgekom het, danksy sy genade. En daarom moet ons vir hierdie mense bid, dat Vader hulle sal verlos van hulle dwaasheid, en dat hulle geloof op hom sal stel, en soos die groepie sal word wat by hom in die storm gestaan het. Ons gaan nou hierdie groot storm aan die einde van die tyd in, en ons moet by hom staan, al kan ons hom nie sien nie, sal ons hom ervaar, en dan moet ons by hom wees, en al hoe ons by hom kan wees, is as ons nie uit sy orde gaan nie, en nie op plekke gevind sal word waar hy nie heen sal gaan nie. En almal van ons weet wat se plekke dit is. Dis al die wêreldse plekke wat ons as mens graag wil wees, maar wat jy weet is verkeerd. Daar gaan jy hom nie kry nie. En beslis gaan jy hom nie kry in geboue wat met mense hande gemaak is nie, al het hy nou die mooiste toring, die mooiste kerkbanke en die mooiste kansel. Hy is nie daar nie. En dit glo mense nie, want hulle is nie bereid om die Bybel te lees en te hoor, maar hier sê Yeshua, ek gaan nie in daai geboue in nie. Nou waar moet ek dan by Yeshua staan? Dit sal verseker buite so 'n gebou wees. En met al die lering wat ons gekry het, sal hy verseker wees by 'n plek wat hulp aan hulpbehoewendes gee. Arme mense, ou mense, kinders, wat bygestaan word en gehelp word, daar sal hy wees. Inteendeel, hy sê dit duidelik, hy sê in die gange van sulke versorgingsoorde, sal jy my baie aantref. Jy sal my daar raakloop. Dis waar ek wil wees. So, al hierdie dinge, jy weet, jy moet nie in vuil kroe uithang nie. Jy weet, jy moet nie in dobbelsale wees nie. Dit weet almal. Maar weet jy dat jy nie in 'n gebou moet wees waar met stene en sinke en klippe gebou is, waar hulle beweer, so spreek die Here. Want dit staan op die lappie daarvoor op die kansel. Is dit regtig die almagtige Vader wat daar spreek, of is die kerk se dominee wat daar spreek? Dit is die vraag wat jy jouself moet afvra. En dan moet jy jou nog afvra, die woord sê, Yeshua sê, moenie julle self my rabbi of leermeester noem nie. Nou die woord dominee en die woord pastoor is leermeester. Dit is die begrip leermeester. En hy gaan verder en hy sê, want julle het een meester. Dis ek. Nou as ons ander leermeesters het en ons eer hulle deur hulle op hulle titels vreeslik vernaam aan te spreek. Skus, jy's uit die orde uit.
Jy staan nie nou in die storm by Joshua nie. Jy staan nou by iemand anders. En hy gaan nie die reën en die storm en die haal van jou af weghou nie. Net Joshua kan. Nou sê die, gaan verder, vers 28. Die 30 aanvaar hierdie teregwysing en vra of hulle op die droë plek mag bly. Joshua sê, wel, dit is tog vanselfsprekend. Bly en droog julle af, want die reën sal nog ruim 'n halfuur duur. Die 30 doen dit baie genoegsaam en hulle bly en droog hulle af en geniet baie daarvan, dat hulle tydens die ewigste slagreën binne 'n kort tyd kurkdroog geword het. So nog 'n klein wonderwerkie wat met hulle gebeur. So wanneer die storm opsteek, weet ons dat daar 'n klomp mense sal wees wat as gevolg van die heftigheid van die storm gaan wegkruip en by allerlei ander plekke gaan skuiling soek wat hulle dink hulle gaan help, soos byvoorbeeld by hulle leiers, politieke leiers, by hulle geestelike leiers, wat ook al. Anders sal by hulle geld gaan skuiling soek. Maar volgens hierdie profesie gaan alles vernietig word van die rykes. Alles van hulle besit. En dan gaan hy die plek weer vir ons, vir sy kinders, teruggee. En baie kleiner en baie eenvoudiger, maar sonder al hierdie bose baaltempels en aandelebeurse en banke en al die goed wat die mens vandag in slawerny het. Ek het al baie met mense praat dat hulle moet uit die slawerny kom, dan sê hulle, waarvan praat jy? Ek is nie 'n slaaf nie, ek kan elke dag doen wat ek wil. Maar terwyl hy dit sê, sy huis behoort nie aan hom nie, dis bankpaemente. Sy kar behoort nie, of sy voertuie behoort nie aan hom nie. Sy kinders is in die sorg van die staat en word gebreinspoel in die staat se skole. En omtrent alles wat jy doen, betaal jy deur jou nek belasting. Jy kom aan die einde van die jaar en as jy so dankbaar dat jy 'n paar rand gemaak het, dan kom die aanslag van die ontvanger. Dan gee jy daai hele bedrag weg. Dis nadat jy reg deur die jaar vir alles belasting betaal het. Jy 'n liter brandstof ingooi, of jy 'n pakkie kruideniersware koop, alles word belas. Dis slawerny. En hy gaan ons kom verlos van hierdie juk van slawerny. En ons moet uitsien daarna. En ons moet onsself gereed kry daarvoor, dat ons nie in die storm gevang word en ook weggedryf gaan word. Baie dankie. Die Grieke en die Jode is onder beheer. Ja.